Goed, baie welkom allemaal hier vanmôre. Die titel van die les vanmôre is Gebed moet 'n leefwyse word. Gebed 'n leefwyse. Die twee behoeftes wat gebed vervul, wat ek vanmôre al baie behoeftes wat gebed vervul, maar ek wil twee noem. Die eerste is, gebed gee jou 'n sterk anker in jou lewe. Amen. As jy eensaam voel, ankerloos voel, jy voel jy dobber rond op die groot oseaan, dan is hierdie les vir jou vanmôre. Amen. Hebreërs 6 vers 18. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, sy almal twee onveranderlike dinge, waarom dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê. Yes. Nou wat is hierdie twee onveranderlike dinge? Dit staan in die konteks van Hebreërs 6. Die eerste is, God se woord is onveranderlik. Amen. Nou ons weet baie mense se woord verander baie. Yes. Hulle beloof vir jou dit, en dan doen hulle dit teenoorgestel. Ons weet, ken allemaal mense, jy ken jouself ook. Jy weet, baie keer moet jy al op jou woord teruggaan. Maar een wonderlike ding, die woord van die Here is onveranderlik, ewig. Jesus is hierdie woord. Hy is gister, hy is vandag, tot in ewigheid, dieselfde woord. Hebreërs 13, vers 8. Die tweede onveranderlike ding is, God het met 'n eed dit bevestig. Wat het hy met 'n eed bevestig? Sy huweliksverbond belofte met ons. Ons is in 'n ewige huweliksverbond kontrak met die Here. Mense verbreek sulke kontrak, baie egskeidings, maar die Here sal nooit sy verbond, sy eenheid met jou verbreek nie. Romeine 3:39. Niks kan ons skei daarom van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Nie is die dood nie. Geen omstandighede nie. Geen mens nie. Kan jy skei van die Here nie. Halleluja. Amen. Selfs die dood, en die dood is hy by jou. Moet nie bang wees daarvoor nie. Ek praat van fisiese dood. Weet jy, kom jy nie bang vir fisiese dood nie, want in Christus het jy ewige lewe. Amen. Geestelike lewe. Hebreërs 6 vers 19. En ons het dit, hierdie twee onveranderlike dinge, as 'n anker vir ons siel, ons denke, ons gedagtes, ons gemoed. So wanneer jy bid, en jy bid gereeld, want as ons bid ons die woord ook. Die woord speel 'n groot rol in ons gebed. Amen. En wat doen hierdie woord dan? Die woord bring 'n anker, 'n vastigheid, 'n sekerheid. Jy voel nie meer soos een wat eensaam is, of iewers ronddolber op die see nie. Die tweede, gebed maak jou roeping en verkiesing vas. So as jy doelloos voel, en jy voel maar, wie is ek? Waar toe gaan ek? Baie mense voel so. Gebedslewe maak jou roeping en jou verkiesing in die Here vas. Ons lees dit in 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. En hierdie kry ons deur die kennis van Jesus Christus, deur die woord. Soos vanmôre hoor jy die woord en jy kry hierdie kennis al en meer van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Waardeur, deur Christus, deur hierdie woord, as jy nou gereeld bid en jy bid die woord. Nou elke sondagoggend bid ons die woord. Amen. Dis so 10 tot 15 minute en ons stuur dit vir julle uit. Gebruik daarin. Kry meer woord. Voed jouself met woorde van geloof. Raak vol van die woord. En bid die woord oor jouself, want dit is onveranderlik. Dit is 'n anker vir jou siel. Daardeur het ons die grootste en kosbare beloftes is vir ons
ons reeds geskenk, sodat julle daardeur, luister nou, deelgenote kan word van sy goddelike natuur. Yes. Hallo, Amen. jy is 'n gees. Jy woon in 'n liggaam. Jy Amen. besit siel, denke, gedagtes, gemoed. Maar jou gees is verbind aan God se gees. Amen. Of jy dit nou wil weet of nie. God het 'n ewige verbond, 'n ewige eenheid met jou. Al dink jy nie so nie. Hier is die goeie nuus vanmôre. Dit is so. Jy is aan hom verbind, vlam in jou gees. Amen. Jou teenoorgestel daar by die huis en die vermoë en bekwaamheid in hom. Oomblik as jou man sit, dan vang jy die beeld op. Yes. Hy is Amen. verbind Halleluja. aan die stelsel Amen. wat jy kan die beelde ontvang. Satelliet. So is jy ewig reeds klaar verbind in die gees aan die hemelse Vader. Jy moet net afgeskakel word. Turn the switch of faith and Keep the switch of faith. keep the switch Of of faith. faith turned on. On. En hoe doen jy dit? Woord. Hoor die woord, geloof sy gehoor, en gehoor is deur die woord. Sê amen. Amen. 2 Petrus 1 vers 5 en 9. Voeg by jou geloof deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing leidsaamheid, en by leidsaamheid godsvrug. Dis al wat gebeur wanneer jy die woord begin bid. Jy begin al hierdie dinge word. Yes. En by Amen. godsvrug broederliefde, en by broederliefde naaste liefde. Jy begin na mense kyk in jou lewe en jy sien hulle as Jesus Christus. Jy kyk met die Here se oë na mense. 2 Petrus 1 vers 10 en 11. Daarom broeders, moet julle des te meer beywer om by julle roeping en verkiesing vas te maak. Broeders, susters, wie hoor my vanmôre? Amen. Julle moet julle al hoe meer beywer om Maak jou het roeping vas. en jou verkiesing Maak het vas te maak, want jy het dit reeds, die Here het dit vir jou gegee. Amen. En hoe maak jy dit vas? Deur die woord te bid, aanhoudend te bid. Amen. Dan vind jy 'n anker in jou lewe. Want as jy dit doen, sê hy, sal jy nooit struikel nie. Hallo? Halleluja. Wie voel jy struikel beteken? Jy verloor dit. Jy verloor jou meer. Jy raak kwaad. Jy verloor jou geduld. Jy raak onvriendelik. Dis die teenoorstelling van die vrugte van die Gees, wat die Here jou geroep het om te dra. Jou roeping is verkiesing is om die vrugte van die Gees te dra, want dis wie jy is. Amen. Jy is 'n kind van liefde. Hallo, verloor jy jou geduld, dan is jy jou roeping om verkiesing vasgemaak. Wie van wat ek sê? Onvriendelik, het jy jou roeping om verkiesing vasgemaak nie. Maar wanneer jy vroeg in die môre opstaan, en jy bid die woord oor jouself, en jy besef al hoe meer deur die woord wie jy is. Jy voed jouself met woorde van geloof, dat jy reg vir die dag. En wanneer daar 'n situasie ontstaan waar jy gewoonlik jou geduld verloor het, jy verloor nie jou geduld nie, want die krag van sy geduld is binne in jou en werk deur jou. Sy vriendelikheid is in jou en werk deur jou, en so skyn jy jou lig. Amen. Amen. Sê amen. Hoeveel julle weet as jy net dit kon inhou en nie so tantrum gegooi het, so kwaad geraak het. Dat jou vrou nie jou gelos nie, jou man het jou nie gelos nie, of wie ever. En hierdie arme ou het naderhand gesê, dit kos my so baie geld as my vrou kwaad maak. Dan moet ek vir haar nuwe sitkamer stel. Nuwe gordyne. En dan kyk sy so en dan sê sy, nee, maar nou lyk die gordyne uit, dan moet ek gordyne ook nog koop. En dan kyk sy weer, dan sê sy, nee, nou lyk die verf nie reg in die plek nie, en verf die plek uit. En so, dit kos so duur. Mense, dit kos jou so duur om dit te verloor. En dit raak so goedkoop en so winsgewend om jou roeping en verkiesing vas te maak. En dit begin by gebed. Sê amen. Nou, almal van julle wat hierdie gebedsraamwerk het, wat ons uitgedeel het, is vir kindertjies om te verstaan. Dis ook jou gereedskap wat jy gebruik, jou toolbox, om ander mense te help om te begin bid. En hoe weet jy mense dit nodig? Sodra jy mense sien wat doelloos is, wat ronddobber en hulle sê, ek weet nie wie ek is nie, waar toe ek gaan nie, en alles is teen my. En ek is so ankerloos. Dan sê jy, wauw,
Ek is die regte ou vir jou. Kom ek help jou met die woord. Kom ek troos jou met die Here se woord. En ek gee vir jou die les oor gebed. En dit is les nommer 5. Sê amen. Almal van julle het dit alreeds lees te hê. En jy kan iemand dan bedien met hierdie woord. En ek wil vir jou iets sê vanmôre. Is eers wanneer jy die woord begin weggee, wanneer jy dit self begin baat vind daarbey. Amen. Dus ek verstaan nie die woord en jy kan niks vir my nie. Dis omdat jy stilstuk het. Jy sê niks. Jy praat nie. Jy gee nie die woord weg nie. Liefde is om te gee. Stem saam. Gee dit weg. So, op jou raamwerk, punt nommer 1 is, in gebed met ons Vader. Dis die punt nommer 1. In gebed met ons Vader. Dis 'n baie mooi woord in Afrikaans. Gebed. As ek praat van gebed, hier raak een al klaar nie slaap. Ek dink dadelik aan sy bed. Nou, om te sit, sê jy sê, is 'n mate van rus. Stem julle saam? Ja. Kyk, ek sien as nou wat die sit hier vanmôre. Almal van julle sit nou rustig, en jy rus. Maar wie sal met my saamstem, om op die bed te lê, is meer rus. Is waar, ja. Is groter rus. En dis waarom ek wil hê julle moet dit onthou, in gebed. Die rus van die Here is baie groter as net om te sit en rus. Amen. Jy kan lê op 'n bed. Wanneer jy begin bid, dan gaan jy 'n diep rus in. Yes. 'n Dieper rus as net om te sit. So in gebed wees met die Hemelse Vader is die plek van volkome rus. Matteus 11:28, Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Wie is Jesus? Hy is die woord. Waar vind ek Jesus? Vind die woord. Jesus is die woord. Amen. Jy bid nou die woord. Psalm 1 sê, oordink die wet, en die wet is eintlik die woord, dag en nag. Dan word jy soos die boom wat geplant is met waterstrome, wat vrugte dra op die tyd wat dit nodig is. Amen. As geduld nodig is, dan is jy geduldig. As vriendelikheid nodig is, dan is jy vriendelik. Sê amen. Amen. Gebed is om stil te raak in ons Hemelse Vader se stilte. Oh, yes. Die lekkerste vir my om in slaap te raak, as ek al langs die rivier so op my kombers lê, en ek wag nou dat die vis moet byt. Een van julle wat visserman is, dat ek baie lank laat staan. Weet jy, dan sit nie lank nie, dan hoor ek iemand snork. En dan skrik ek, want besef ek, dit was ek. Want jy raak so lekker aan die slaap, daar in die natuur. Of jy onder 'n boom piknik hou, of so, en jy lees 'n bietjie agteroor op die kombers, of op die plek wat jy nou piknik hou. Vandag, sien jy 'n diep slaap. Te lekker. Psalm 46 vers 11, daar staan, wees stil en weet dat ek jou God is. Oh. Gebed is die stil plek, die plek waar jy kan wegbreek uit die malle meele van die lewe, die besige lewe, die plek om te besin, die plek om tot verhaal te kom. As jou kop raas en jou kop wil in alle rigtings dool, dan is dit tyd om te bid. Amen. Raak stil in gebed, Amen. in die woord. Vind jou anker in die woord. Amen. Dis om die skuilplek van die Here te vind. Psalm 91 vers 1 en 4. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skade wees. Nou vernag sit jy nie meer nie. Nee, nee. Ek het al baie by 'n siekbed gesit. En een keer was pastoor Miepie in 'n hospitaal siek. Dan sit ek maar so by die bed en dan lê ek daar so op my arms. En toe kom een van die verpleegsters en sê, man, hier is nou niemand nie, hier is 'n bed langs aan van die bed. Ek sê, nee, ek is nie pasiënt nie. Sy sê, man, gaan lê daar, gaan lê op die bed. Kom agter, is baie lekkerder om te lê. So ons praat van vernag in die Here. Amen. Dat jy dadelik kan ek lê nou op 'n bed. Amen. Dis waarom ek die eerste punt genoem het, in gebed met die Hemelse Vader. Psalm 91 is die veilige skuilplek. Die plek waar ek nie bedreig voel nie, waar ek heeltemal kan afskakel. Dis 'n plek om te ontdek wat binne in jou is. Jesus sê vir ons, die koninkryk van die hemel is nie hier of daar nie, dis binne in julle. Daai verbintenisplek
met jou hemelse Vader. Jy is gees, met jou Vader wat gees is binne in jou. Moenie soek vir rus en stilte buite jouself nie. Dis reeds binne in jou. Amen. Christus in jou, die Vader se heerlikheid is in jou. Kolossense 1 vers 27. Dis die koninkryk van die hemele is reeds in jou, het ek reeds gesê, Lukas 17 vers 21 sê Jesus. Die plek waar hy jou bedek met sy vlerke is Psalm 91, waar hy onder sy vleuels skyn. Jesus sê vir hulle, ek wil julle bymekaar gemaak het soos hoender en narkykens, maar julle wou nie. Hy gebruik dieselfde beeldspraak. Maar hierdie praat van die geur op sulke skip op die versoendeksel, waar die vlerke so uitbrei oor die versoenwerk, die ark van die verbond, wat wys na Christus nou binne in ons. So daai vlerke, daai beskerming is nie buite jou nie. Dis binne in jou. Psalm 23 vers 2 en 4. Hy laat my neerlê in Groen. dis gebed. Groen weivelde. Na waters waar Rus. rus is. Nie onstuimige water. Rustige water. Dis die plek wat jy vind binne in jouself wat gebed is. Hy lei my daarheen. Hy laat my neerlê op 'n groen bed. Ek het die groen hier ingeskryf. Hy sê ons groen weivelde. Yes. Hy laat my neerlê op 'n groen bed. So wanneer jy bid, dan lê jy nie op enige bed nie. Jy lê op 'n groen bed. Groen is teken vir Water. is welig. Daar's baie water. Amen. Dit groei. 'n Groen bed van smaaklikheid en rustigheid. Hy verkoek my siel, my denke, gedagtes en my gemoed terwyl ek bid. Thank you, Hy Lord. lei my in die spore van geregtigheid. Geregtigheid is die vrugte van die Gees. Right stand. Geregtigheid beteken ek kom tot my volle reg as kind van my hemelse Vader. Ek is geskaap in sy beeld, sy gelykenis. En wat is sy beeld en gelykenis? Wat sy natuur? Liefde. Agape, onvoorwaardelike liefde. Dis wie hy is. En wanneer jy bid, kom jy tot jou volle reg. En jy ervaar dat jy is dit wat die Vader sê jy is. Jy is liefde. Amen. Jy is blydskap. Jy is vrede. Jy is geduldig. Jy is vriendelik. Jy is goedheid en sagmoedigheid. Jy is getrou en jy het selfbeheersing. Maar krag is in jou en dis die vrugte wat jy uitstraal aan die mense in jou lewe. Romeine 13 vers 10. Die agape liefde doen die naaste geen kwaad. Stem julle saam? Amen. As jy goddelike liefde wat jy reeds in jouself het ontdek in gebed, jy begin dit leef, sal jy nooit iemand seer maak nie. Jy sal nooit verkeerde woord spreek nie. Amen. Jy sal nooit onaangename woorde spreek nie. Jou woorde sal soet wees, jou woorde sal aangenaam wees, by sout besprinkel. Sê amen. Amen. Jou woorde sal opbou en stig. Jou woorde sal almal help. Nou, punt nommer 2 op jou raamwerk. Nou, hierdie eerste punt is baie kort op jou raamwerk, maar ek het hom nou baie uitgebrei. Wees my dankbaar. Ek kan weer hierdie les agterna luister. Punt 2. Gebed is soos asemhaling en is soos hartklop. Dan woorde dit is lewe. Dit bring lewe. Dis nie een keer in 'n week nie. Ja, dis aanhoudend. Wat so mense sê, dis nie een keer nie. Wie van julle al asem? Moenie nie vergeet om asem te haal asseblief. Nie een keer. Nee, wie se hartklop, dan sê tog jou hartklop van self. Dit beteken jy lewe. So gebed is so. Gebed is aanhoudend. Gebed is nie net af en toe dan gaan jy een kant en gaan. Nee. Oral waar jy beweeg, waar jy staan, tussen mense, is jy heeltyd bidend. Jy bid vir die mense. Wanneer jy by die ATM in die ry staan, wonderlike geleentheid, jy sien die mense voor jy bid vir hulle. Sê dankie Vader, jy open die oë van hulle verstand en hulle word wakker en hulle sien. Dankie Vader, hulle ontdek u groot liefde. Jou hele lewe, soos asemhaal, soos hartklop, is gebed. Wanneer jy in die supermark die karretjie stoot,
Dan stamp iemand jou dalk agter op jou hakke. Dan draai jy om en sê, wat 'n pragtige mens. En dan bid jy sommer hier in jou hart vir die mens. Dankie Here vir hierdie pragtige mens, sê jy. Ek sien hom volmaak in Christus Jesus. En hy is vriendelik, en hy is vol geduld, en hy is vol liefde, en dit skakel sommer daai mense aan. Het jy al gesien jou vriendelikheid, wat sê effek het dit op ander mense? Ja, jy gee nie die ouwe pies van jou mind. Ja, pastoor Miepie, wat sê jy? Jy gee nie 'n pies van jou mind. Want jy dalk nie meer pies oor nie, van al die pieces wat jy al uitgedeel het. Okay, dankie toch daarvoor, jy best gehoor. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Ja, amen. Jou hele lewe word gebed. Jy is gebed op plek om te gebeur. Jy is die hele tyd bewus van jou verbintenis met jou hemelse Vader, jou eenheid met hom. Heeltyd bidend wees beteken nie jou oë is die hele tyd toe nie. Stem saam. Jy sien ons het geleer, as jy bid moet jy een kant gaan en jy moet die oë toemaak. Wie het so gesê, jy kan dit doen, ja. Hoekom doen ek? Hoekom maak ek my oë toe? Ek skakel af en ek wil weer alleen wees met die Here. Dit is 'n ander vorm van gebed. Maar wanneer ek tussen mense is, met die oë oop, maar ek bly bidend. Wanneer ek skorrelgoed was, en ek was die skorrelgoed, dan is ek bidend. Sê hom, ek bid oor die skorrelgoed, ek bid vir my huis, oor die huis en bid vir sy liefie. En so meer en so meer. Nou kyk jy maar verbaas aan. Was jy dan swaar op die skorrelgoed? Dis mos 'n vrou se werk. Sê wie? Ons almal is lewe, sê hom nie. Ons het baie tradisionele idees, dis vrou se werk, dis man se. Pastoor Miepie werk bijvoorbeeld aan die kar, sy is die mechanic. Dis net 'n grapie. Hoe kan sy dit doen? Sy moet 'n vrou wees. Ek het al baie dames gesien wat in motors werk. Amen. Ja. Okay, ons gaan hier nou daar. Pastoor Jan, vertel net gou van moet ek die kinders eendag uitgevat. Buitekant toe. Wat het jy met hulle gedoen buitekant? Gesê hulle moet hulle oë oop hou. Nee, ek val nie nou wat jy vir my wil sê. Ek het die sonnaarskoolkinders uitgevat buitekant. Pastoor Miepie het die sonnaarskoolkinders, die kinderkerkkinders, buite toe gevat, want sy wil hê hulle moet in die natuur bid. Toe sê sy vir hulle, nou wil ek hê, julle moet oral waar julle iets sien, wat julle ook al sien. As jy 'n skoenlapper sien, dan sê jy, dankie Here vir die skoenlapper. Is dit nie pragtig? As jy 'n springkalletjie sien spring of 'n kriek, dankie Here vir die pragtige ou diertjie. En so meer en so meer. En toe vertel sy agterna, het was die hele fiasco gewees. Want die kinders sê, Juffrou Miepie, kyk hier, kyk, sy sê ek het gesê, jy moet vir die Here dankie sê. Die een dogtertjie, ja nee, die kriek dood getrap. So, Springkaas se been af. die krikkaas se been afgewees. So dit is bietjie rol gegaan. Hulle het nie mooi verstaan wat sy gesê het. So asseblief moet nou nie so raak julle nie. As julle oral waar julle beweeg, sê dankie vir alles. Amen. Wees dankbaar. Sê amen. Dankbaar is 'n integrale deel van gebed. Okay, dit is 'n goeie een daar. Lukas 21 vers 36. Waak dan en bid altyd weer. Ek het altyd gewonder, hoe kan jy altyd weer bid as jy oor toe is? Nou verstaan ek. Gebed is soos asemhaling. Gebed is soos hartklop. Dis 'n leefwyse. Jy is die hele tyd bewus van jou hemelse Vader, sy teenwoordigheid, sy groot liefde, en jy is ook bewus van wat om jou aangaan, vir al die mense wat om jou is, en jy bly bidend vir almal. Sê amen. Amen. Efesiërs 5:14, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, word wakker, en staan op uit die dode. Christus sal oor jou skyn. En dan Efesiërs 6:18, terwyl julle met alle gebed, as verskillende soorte gebed en smeking, by elke geleentheid, hoeveel geleenthede? Elke geleentheid. Wie van julle sit nou hier? Amen. Hier is 'n geleentheid. Ek hoop julle is bidend. Sê pastoor, ons bid vir jou terwyl ons hier sit, dat die woord nog sterker sal weerkom, Amen. dat die Heilige Gees kragtiger sal werk. Wie bid vir my terwyl ek hier les bring? Amen. Het julle al op 'n plek gestaan soos die in 'n les gebring? Bid vir my.
En dan terwyl jy daar sit, dan besef jy, hier sit iemand langs my. Ek bid sommer vir die persoon ook. Hier's voor my mense, ek bid vir hier's agter my mense. Bid vir mekaar. Laat jou hele lewe 'n bid wees. Jy is gebed op pad om te gebeur. By elke geleentheid bid in die Gees. En die Gees bid is om in jou hemelse taal te bid. En jy staat toe te waak met alle volharding en smeeking vir al die broeders en susters. Te staan in die konteks van trek die volle wapenrusting aan. Het gaan nie nou daaroor nie. Gebed saam met die swaard van die woord is wapens wat jy gebruik teen vyand, die onsigbare vyand. Gebed as 'n wapen wanneer jy die geleentheid om voordoen, is 'n liefdeswapen. Stem julle saam? Amen. Wanneer die mense om jou is, bid jy vir hulle. Jy sien jy iemand wat bedroef lyk en hartseer is, dan gaan jy gebed aan. Dankie Vader, hierdie persoon wat ek nou sien, u ken hierdie persoon. Ek ken nie eens die persoon, maar u ken hierdie persoon. Hierdie persoon lyk vir my hartseer. Ek dank U Here, die krag staan nou op in hierdie persoon. En dan kry jy die geleentheid om 'n vriendelike woordjie net vir daai persoon te spreek. Sê amen. Punt nommer 3 op jou raamwerk. Gebed betree die Hemelse Vader se teenwoordigheid. Wie stem saam? Vader is oor ons. Yes. Maar wanneer jy in gebed ingaan en stil raak, Yes. betree jy sy teenwoordigheid. Betree jy die Hemelse Vader se teenwoordigheid. Om te bid is om teenwoordige oomblik van ons Hemelse Vader te betree. Sê almal oomblik. Wie is nou in die oomblik? Dis presies skies ek my gedagtes nou 'n bietjie verdwaal. Ek het nou gewonder, het ek die stoof afgesit. Het ek my motor buite gesluit. En dan was jy nie nou in die oomblik nie. Bly in die oomblik asseblief. Almal nog met my? Amen. Okay. Deur geloof is ons dadelik daar en die Vader is reeds al klaar daar, is nog altyd daar. Wie stem saam? God het nooit weggegaan nie. Amen. Dis ons wat weggaan. Hy is nog altyd daar. Yes. Jy moet net stil raak en besef, hy is teenwoordig. Die Vader se oomblik is altyd 'n tydlose en 'n afstandlose oomblik. By die Vader is daar geen tyd nie en by die Vader is daar geen afstand. Amen. As jy vir my sê ek moet nou gou welkom toe gaan, omdat ek dink ons almal aan, okay, dit gaan nie so 'n halfuur vat. Want afstand bepaal tyd. Tyd. Maar wanneer jy in die Vader se teenwoordigheid is jy in tydloosheid. En omdat daar nie tyd is, is daar nie afstand. Amen. Jy is een met die Vader en die Vader is Amen. een met jou. Dis die soete, suiwer teenwoordigheid, heerlikheid van jou Vader wat jy betree. Amen. Genesis 17 vers 1 is daar 'n mooi skrif. Toe Abraham 99 jaar oud was, hoe oud is jy? Wie sal 99? En nog nie, so jy is nog okay, nee. Hy was al 99. En die Here aan hom verskyn en hom gesê, ek is God die Almagtige. Abraham, wandel voor my aangesig. Dan, Abraham, sal jy opreg wees. Wat beteken dit? Voor sy aangesig. Beteken sy teenwoordigheid. Wat sê dit vir ons? Die Here sê vandag vir jou, noem jou naam, wandel in my teenwoordigheid. Dan sal jy opreg wees. Wat beteken opreg wees? Dan kom jy tot jou volle reg. As my kind, ek het jou geskape na my beeld, my gelykenis. Ek het jou geskape as liefde, as blydskap, as vriendelikheid, as geduld, as goedheid, sagmoedigheid, getrouheid, selfbeheersing. Het ek vriendelikheid gesê? Dis wie jy is. Hallo? Waar is dit nodig? Ek weet daarom nie. Ek is maar los. Jy weet, my pa was 'n losse man. My oupa was nog erger los. Dis maar ons DNA. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Weet jy wie se ware Vader? Wie se DNA jy het? Jou Hemelse Vader. Hy is liefde. Hy is blydskap. Amen. Sê amen. Hy is vrede. Hy is geduld. Hy is vriendelikheid. Hy is goedheid, sagmoedigheid, getrouheid
en selfbeheersing. Jy is geskape na sy beeld, sy gelykenis, daarom is jy dieselfde. Wie wil dit glo? Jy is wat die Vader sê jy is. Hou op om leens te glo oor jouself. Dis omdat jy leens geglo het, wat jy leens leef. Jy glo jy is 'n morse mens. Jy glo jy moet ongeduldig wees. Ag, los my uit, dis wie ek is. Ek kan dit nie help nie. Jy kan. Ek bid vir jou, dat die oë van jou verstand verlig sal word, dat jy snap wie jy is. Amen. Hy sê, wandel voor my aangesig, wandel in my teenswoordigheid, Abraham. Dis om te vertoef in die Here se teenswoordigheid, die beste plek om te wees. Dis die plek waar 'n mens opreg raak. Wie wil opreg wees? Amen. Wie wil tot sy volle reg kom as kind van die Here? Efesiërs 1:4, soos hy ons in hom uitgekies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voor die grondlegging van die wêreld, en die Here jou geken, het hy jou geroep, het hy jou uitgekies. Jy leef na, om wat te wees? Voor hom in liefde, agape liefde te wees, as sy kind. Om tot jou volle reg te kom, om opreg te wees, as sy kind. En hoe begin jy dit ervaar? Deur gebed. Gebed bring jy in sy teenswoordigheid, in sy aangesig aanhoudend. En hoe langer jy in gebed vertoef, hoe meer opreg raak jy. Hoe meer liefde raak jy. Hoe meer blydskap raak jy. Vredevol raak jy. Geduldig raak jy. Vriendelik raak jy. Goedheid, sagmoedigheid, getrou raak jy. En het jy selfbeheersing. En almal hou van jou. Ek hou so van wat Elsa altyd gesê het, sy is nou by die Here. Ag, wees tog nou so, dat ons ook van jou kan hou. Ek wil dit vir jou sê, en miskien wil jy die ou langs jou stap, en sê, ag, wees tog so, dat ons ook van jou kan hou. Sê amen. Amen. Want die Here hou van jou, en hy het jou gemaak, sy liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid. Efesiërs 5:16, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Hoe koop ek tyd uit? Ek doen 2 dinge. Ek vergeet wat verby is, Filippense 3:14. Paulus sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. En die tweede ding wat jy doen, Jesus sê, Mattheus 6:34, wees nie besorg oor môre. Die oomblik wanneer die verlede jou begin spook en jy dink aan wat net gebeur, jy wil jy stil raak in die Here, jy gaan nou bid. Dan begin jou kop raas. Dan sê jou kop vir jou, wat het jy daar gebeur? Het jy daai gebeur? En 'n ander gedagtes kom. Ek wonder wat net nou gaan gebeur. En jy begin bekommer oor wat môre gaan gebeur. En jy sien jy's onmiddellik uit die teenswoordige oomblik, die nou uit. Jy's nou in die toekoms en jy's in die verlede. Koop die tyd uit. Kom uit jou verlede. Kom uit die bekommernis van môre. Kom in die teenswoordige oomblik van jou hemelse Vader. Want daar is tydloosheid en afstandloosheid. En wanneer jy dit beoefen, gebed is 'n oefening. Dis soos gym. Jy moet jouself gewoond maak daar, stil te raak. Sê hy, amen. Weet wat, wanneer jy jou hemelse taal begin bid, hoe sê Paulus in Korintiërs 14, wanneer ek in 'n taal bid, dan bid my gees. En niemand verstaan dit en die verstand verstaan dit nie. Het is goed dat jy jou verstand in les leer. Bid in die gees. Bid in jou hemelse taal. Ja. Sê amen. Amen. En die van julle wat nog nie daar is nie, ons help julle graag. Ons lê hande vir jou op, kry jy gevul met die Heilige Gees en jy begin spreek in jou hemelse taal. Gebed, punt nommer 4. Waar is ek nou? Hier is nog 'n paar hierso onder punt nommer 3. Efesiërs 5:16. En koop die tyd uit. Ek vergeet wat verby is en ek is nie besorg oor môre nie. Matteus 6:33. Soek eers, sê almal eers. Eers. Al die dinge
Nee. Hoe gaan ek my waterligte betaal kry? Hoe gaan ek... Nee. Sê maar dat Ek staan. moet eens 'n lysie maak, ek is op pad word toe. Die dinge, al die dinge. Nee, dit is nie wat hy sê nie. Hy sê, soek eers die koninkryk. Waar is die koninkryk? Jesus sê is binne in jou. Dis daai stolplek. Dis die plek waar jy die Vader se teenwoordigheid ervaar. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat is sy geregtigheid? Galasiërs 5:22. Liefde, blydskap, vrede, geduld, wie jy is. En al hierdie dinge, sê al dinge. Die dinge wat ons so moeg maak. Ons dink net heeltyd die dinge, die dinge, daai dinge, dinge in die verlede, dinge wat môre moet gebeur, dinge, ek is skoon met dinge sin. Amen. Nee, soek eers, sê al eers. Yes. Dis gebed, sy teenwoordigheid. Ervaar jouself in sy teenwoordigheid, in sy tydloosheid. Daar's geen gister nie, daar's geen môre nie, net nou. Geen tyd nie. Geen afstand nie. Jy is een met jou hemelse Vader. Soek eers sy teenwoordigheid, want daar is alles wat jy nodig het. En al die dinge sal vir jou spontaan by gevoeg word. Dis wat ek in persoonlik ervaar, as van julle wat ook nog getuig. Ek vergeet van die dinge, gee al jou aandag aan die Here se dinge, en die ander dinge kom vanself. Amen. Punt 4, en daarmee gaan ek afsluit verhoor, dis dan deel 1 wat ek doen, volgende week doen ek deel 2 van gebed. Punt 4, op jou raamwerk. Gebed, open jou verstand. Amen. Sê jou gees is reeds oop vir die Here, en die gees is vinnig. Amen. Die gees is al geen tyd nie, maar jou verstand het 'n probleem. So nou bid jy vir jou verstand. Efesiërs 1 vers 18 tot 23. Verlig die oë van jou verstand, sodat jy 3 dinge kan weet. Kan snap. Eerste, jou hoë roeping. Dat jy reeds geroep is vir voltydse bediening. Mense skrik, hulle boeg lam as ek dit sê. Hulle dink hulle het nou 'n preekstoel nodig en hulle nou preek. Dis nie wat jou roeping is nie. Dis nie wat jou bediening is nie, voltydse. Wat is jou voltydse bediening? Dis om kind van die Here te wees vir die mense in jou lewe. Amen. Wat is die kind van die Here? Hy is liefde, blydskap, Yes, vrede, amen. geduld, vriendelikheid en so meer. Amen. Die oomblik as jy opstaan in die môre en jy het klaar gebid en jou huisgenote kom voor jy en jy sê, hallo, en jy glimlag en jy is so vriendelik. Jy is in bediening. Amen. Jy is besig met voltydse bediening. Amen. En die oomblik as jy mooie woorde wil praat, jy is voltydse bediening. Want jou beste plek waar jou bediening begin, is in jou huis. Ja. Sê amen. En as daar 'n bietjie onbin in die huis is, en daar is jy daar, en jy bring geduld, en jy bring vrede, want jy is 'n vredemaker, en jy is 'n geduldmaker. Sê amen, want die krag van die Here is in jou, want jy is reeds ingebid, in gebed. Sê amen. Wie is met my? Jy is besig om jou bediening uit te leef. Weet jy wat? Die feit dat jy hier is vanmôre, jy is getrou. Amen. Jy het my gebless. Amen. Met julle vrugte Amen. van getrouheid. Jy leef jou voltydse bediening uit. Hallo. Amen. Haai pastoor, is dit voltydse bediening? Voltydse bediening is om jou lig te laat skyn. Is om jou, wat gaan nou met dit? Is om jou lig te laat skyn. Sê amen. Amen. Miskien se vra nou die klank het skielik afgegaan. Wie vang iets vanmôre? Amen. Wow. Krag is af vanmôre en tog is jy hier. Munisipaliteit het nie krag nie, maar jy het krag. Want die krag van sy liefde is in ons en deur ons. En ons dra die vrugte van getrouheid. Tweede, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, jy het reeds geërf. Wat het jy geërf? Al die voordele, al die krag, al die heerlikheid, al die bekwaamheid om jou bediening uit te leef. En dan die derde ding wat ons moet wakker voor word. Dat dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, is nou in jou en deur jou.
Amen. En wat is daai krag? Dis liefde. Dit is soveel krag, dat ek bloeis op. Dit sal mense wat dood is vir Christus bring, om lewendig te wees vir Christus. Omdat jy die vrugte van die Gees dra. Daar's 'n plek ver bo en buite jou verstand. Dis die plek van gebed. Dis die plek waar jy glad nie meer dink nie aan dinge dink nie, maar net besig is met die Vader se teenwoordigheid, want jy die Gees betree. Hierdie plek vind ons in Filippense 4 vers 6 en 7. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. En luister nou, hoe werk hierdie plek? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Wanneer jy kan oefen om te bid, en jy bid die woord, en jy oefen sy teenswoordigheid, en jy kom in die oomblik, in die tydlose, afstandlose, gaan jy al hoe meer hierdie vrede, wat alle verstand te bowe, jy kom bo jou verstand, jy kom uit jou verstand uit, en jy ervaar hierdie vrede. Mense, wat ons die woord so bid, Psalm 107 vers 20 sê, hy het sy woord uitgestuur, en sy woord het ons gesond gemaak. Amen. Dit maak jou kop gesond, dit maak jou liggaam gesond, dit maak jou omgewing gesond, en sy krag werk deur jou. Selfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, werk ook deur jou, in Jesus naam. Amen. Amen. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dankie Here dat ons meer en meer toetree tot aanhoudende gebed. Dat ons by elke geleentheid sal bid. Dat ons heeltyd bewus is van die teenswoordigheid, van die tydloosheid, van die afstandloosheid. Dankie Vader, ons voel veilig. Ons ervaar dat U is die anker vir ons siel, denke, gedagtes en gemoed. Ons raak al meer seker in die wete wie ons is, waartoe ons op pad is en wat ons moet doen. Dankie Vader vir die voorreg om voltyds in bediening te wees. In Jesus naam. En almal sê Amen. 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 Dit is vir my so mooi daai van die vasmaak. Van die vasmaak, ja. Ja. As jy nie losbol nie. Baie lief vir rose, nee. En veral vir rankorosies. Daar's een ding van 'n rankoros. Julle sien, ons het daar 'n rankoros. Hy's vasgemaak. Ja, as hy nie vasgemaak sien, dan groei hy op die grond. As jy hom nie vasmaak nie, dan waai die wind om heen en weer, en die wind slat sy blare flenters, en hy groei nie, want kort word sy puntjie doodgetrap deur die hond of wie ever. Maar hy kom vas, dat hy kan groei. Amen. Elke keer wat julle daai rosies sien, moet julle moet dink daaraan, maak jouself vas aan jou roeping en jou verkiesing. Dan sal jy nooit struikel. Maak dit styf vas vanmôre, en ek wil bid vanmôre, en ek wil hê julle moet saam met my bid. Sê dankie Hemelse Vader, dat ons bediening en ons roeping styf kan vasmaak aan U woord, sodat ons kan groei, sodat ons kan blom, sodat ons 'n blessing kan wees vir ander mense. Dankie Here. Dis nie swaar
Dit is nie swaar om aan U vas te wees nie. om vas te wees. Want U is ons anker U is ons anker vir ons siel. vir ons siel. Amen. 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 Iemand iets gekry? Nee. As daar mense vir gebed nodig het, ons is hier. Amen.